Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is 'n voorreg vir my om saam met julle hier te wees. Dankie dat julle ook die Here se stem gehoor het en gehoorsaam was om na sy diens toe te kom. Kom ons begin ons diens as toetrede. Gaan ons sing uit Gesang 177 en ons gaan daar die lied 2 keer sing, Gesang 177 2 keer as toetrede. Stuur nou, Here, u lig en u waarheid, dat dit ons lei na u heilige berg, na u woning. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Psalm 5:5, vers 1 en 2.
Geliefdes, ek gaan vir ons 2 stukkies lees vanoggend. Eerste klompie verse, eintlik die hele hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 4. Ek wil breedvoerig in die preek daarna verwys en dan ook enkele verse uit Jakobus. Reg aan die einde van die diens gaan ek vir ons 'n klompie verse lees uit Jesaja. Ek was baie lus om uit Jesaja te preek, maar ek dink die trefkrag daarvan gaan eerder reg wees wanneer julle dit by die huis gaan lees. Ons sal aan die einde van die diens daarna terugkom. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 24 of vers 1 tot 24. Die opskrif daar: al die gelowiges is saam soos een liggaam, want hulle behoort aan Christus. Voor ek lees, kom ons sit so, dan bid ons saam. Baie dankie Here vir hierdie oomblik van stilte. Dankie dat U moeite doen om in ons harte te kom deur U Gees. Dit stil te maak en ons help om te fokus op wat U wil sê. Ons glo dat dit wat ons hoor hier wat ons die Bybel noem, dat dit U woord is, dat dit waar is. Dit wat ons nodig het om te hoor vir ons redding, dat dit alles hierin staan. Daarom buig ons hoofde nou en vra, skenk ons goeie ore, skenk ons goeie insig, maar bo alles vra ons, maak ons hande en ons voete sterk, sodat as ons vandag huis toe gaan, ons nie net iets sou gehoor het nie, maar dat ons iets sal gaan doen. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ek, Paulus, is in die tronk, omdat ek die Here dien. Ek sê ernstig vir julle, God het julle gekies en julle behoort nou aan hom. Daarom moet julle nou lewe soos mense wat aan hom behoort. Julle moenie hoogmoedig wees en gou kwaad word nie, julle moet geduldig wees, julle moet mekaar vergewe, omdat julle lief is vir mekaar. Die Heilige Gees het julle saamgebind soos een liggaam. Julle moet baie hard probeer om te lewe soos mense wat een liggaam is. Julle moet in vrede lewe. Julle is een. En soos 'n mens net een liggaam het, so het julle almal dieselfde gees in julle harte. Want God het julle almal gekies. Julle almal behoort aan hom. En julle is nou almal seker dat God sal doen wat hy beloof het. Julle het almal een Here, julle glo dieselfde dinge, julle is almal gedoop. Julle behoort almal aan dieselfde God, hy is die Vader van almal. Hy regeer oor almal en oor alles. Hy laat almal en alles vir hom werk, hy is in almal. Christus het vir elkeen van ons die genadegawe gegee, wat hy vir ons wou gee. Die genadegawe is soos 'n persent. Daarom lees ons in die Ou Testament, hy het opgegaan na die hemel en hy het gevangenes saamgeneem, hy het vir die mense presente gegee. Dit beteken, Christus het eers afgekom ondertoe na aarde toe. Ja, Christus het afgekom. Hy het dit gedoen sodat hy altyd en oral kan regeer. En Christus het vir ons presente gegee, genadegawes. Die genadegawes is die apostels en die profete en die leiers wat die goeie boodskap bring of wat vir die gelowiges sorg. Christus wil hê hierdie mense moet God se mense help, sodat hulle beter en beter vir God kan werk, sodat die kerk so sterker en groter kan word, die kerk wat soos Christus se liggaam is.
Christus wil hê ons moet almal dieselfde dinge gedoen en dieselfde dinge glo en ons moet in hom, die seun van God, moet ons baie goed ken. Ons moet soos kinders wees wat groot geword het en wat nou groot mense is. Soos Christus wat is soos God wil hê. Hy moet wees. Ek gaan net bietjie aanskef na volgende verse toe. Daarom moet julle ophou om vir mekaar te lieg, julle moet die waarheid praat met mekaar, want ons behoort almal aan mekaar. Julle moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Die Heilige Gees wys dat julle aan God behoort en dat God julle eendag heeltemal vry sal maak. Julle moet vriendelik wees met mekaar, julle moet jammer wees vir mekaar en moet mekaar help. Christus het gesterf en God het julle vergewe. Daarom moet julle mekaar ook so vergewe. Ek blaai bietjie terug, bietjie vorentoe na Jakobus, ekskuus. Jakobus hoofstuk 1. En ek wil daar enkele verse lees, vers 22 tot 25. Julle moet doen wat God vir julle sê. As julle luister na sy boodskap, maar julle doen nie wat hy sê nie, dan bedrieg julle julleself. Want wanneer iemand luister na God se boodskap en hy doen nie wat God sê nie, dan is hy soos 'n mens wat in 'n spieël na sy eie gesig kyk. Wanneer hy homself in die spieël gesien het, dan gaan hy weg. Dan vergeet hy dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand is gelukkig wanneer hy goed luister na die wette van God. Die wette wat heeltemal reg is en wat 'n mens vry kan maak. As so iemand aanhou luister, dan vergeet hy nie wat hy gehoor het nie. Nee, hy doen dit. En so 'n mens sal regtig gelukkig wees, omdat hy doen wat die wette van God sê. Ek lees tot hier. Geliefde, salig is julle as julle hierdie woorde hoor vanmôre, as julle dit glo en as julle ook so gaan lewe. Ons maats wat kinderkerk toe wil gaan, julle is nou welkom. My broers en susters in ons Here Jesus Christus. So julle weet, in die verlede het ek verskeie plekke in die Bybelstudie, maar ook hier op die kansel, het ek my al uitgespreek oor die manier hoe mense vandag dink oor kerk. Oor die manier hoe mense dink oor erediens, wat moet gebeur in 'n erediens. Dat die fokus heeltemal verskuif het in die erediens spesifiek. Weg van wat sê God vir my, na hier is ek, okay, wat wil ek hoor? Wat gee jy vir my vanmôre? Die dinamika het heeltemal omgedraai. Kyk, ek het begrip, broers en susters, ons het in 'n tyd gekom waarin kerkwees nie 'n eenvoudige saak is nie. Jy kan nie meer aanvaar en sê, okay, hy behoort aan 'n kerk nie. Trouwens, ons het so sensitief geword oor hierdie goed, ons mag nie daaroor praat nie. Ek mag nie vir jou vra by die werk, wat se kerk is jy nie, want dan kom ek in die moeilikheid. Ek sal 'n storie by HR hê as ek oor kerk praat, daar waar ons staan en koffie maak. Want ons is tog so bang ons afronteer iemand. Ons het opgehou om daaroor te praat. Miskien het jy nog nooit daaroor gedink nie, maar as jy in 'n erediens is,
gebeur daar iets met jou. Kyk, ons sê dit. Ons sê vir mekaar, die Here praat. Jy weet, dis Hannes Wommerans wat praat, as ek nou preek. En dan sê ons mekaar, maar die Here praat met my. Maar verstaan ons, my broer en suster, die dinamika wat hier gebeur? Ek wil vir julle sê, daar's duisende eredienste vanmôre oor die wêreld heen. Baie. En in baie van daai eredienste gaan dit nie meer oor God nie. In baie van daai eredienste gaan dit oor, ek gaan vir jou iets sê wat lekker is op jou oor. Wat lekker is om te hoor. Wat jou bietjie gaan pep vir die week wat kom. Ek wil nie hê dit moet vir jou 'n effort wees om kerk toe te kom. Nee, jy moet lekker hier by die kerk wees. Jy moet kan kom sit en ontspan. Moenie worry oor jou kids nie, ons sal hulle besig hou. Jy kan net ontspan. Ek het hierdie stelling een keer gemaak in 'n gesprek en die ou oorkant my sê vir my, ja, maar jy's 'n verstokte ou siel. Alles behalwe. Alles behalwe. Dis net miskien nodig vir ons om 'n slag die briek te trap en te verstaan wat in die kerk gebeur. Gaan nie noodwendig oor wat ek wil nie. Dit gaan oor wat God wil. En nou werk ons geliefdes in 'n tyd wat eredienste so ontwerp word dat mense stroom in 'n kerk in. Ek en Marna het Vrydagoggend verbygery by daai groot CRC kerk daar in Silver Lakes. Dis een magtige gebou. En hy's vol elke Sondag. Mense stroom in by die kerk. Kry iets lekkers, ontspan, geniet dit, gaan huis toe, gee geldjie en gaan huis toe. Die ontwerpers van hierdie megakerke, hulle wil hê jy moet ontvang word daar met liefde. En dis goed. Hulle wil hê jy moenie skaam voel of skuldig voel nie. Is skitterend. Dis wonderlik dat hulle so voel. Maar waar die afdraai paadjie bietjie kom is wanneer dit kom by wat gaan jy doen as jy by daai deure uitgaan? Eendag gaan jy iets moet doen. Weet dit. Dis nie dalk nie. Dis verseker. Die doel van hierdie interaksie is dat God jou wil voorberei om iets te gaan doen. Op 10 September word die bekende jeugleier Charlie Kirk vermoor voor die aangesig van die wêreld. 'n Man wie se boodskap een was van geloof en liefde en die waardes van die Christelike geloof. 'n Man wat nie bang was om te sê wat hy geglo het nie, 'n man wat nie bang was om te sê wie hy nagestreef het nie. Hy sterf. Voor die videokameras van die wêreld sterf hy. Natuurlik was die uitval daarvan astronomies groot.
Selfs mense wat nie gelowiges is nie, mense wat niks met die kerk of die Christendom te doen het nie, selfs hulle was geskok. En soos dit nou maar is, het die wêreld daarvan iets gemaak, wat dit nie noodwendig is nie. Maar dis hoe dit in ons wêreld mos maar gebeur, die politici het dit heeltemal verpolitiseer. Die verskillende filosofieë van die wêreld het elkeen gegryp daarna en sy spin daarop gesit. Maar wat die slegste is van wat daar gebeur het, is dat gelowiges na mekaar gekyk het en gesê het, wat nou? Hoekom het dit gebeur? Hoekom is hierdie ou doodgaan? Wat moet ons nou dink? Wat moet ons nou voel van hierdie ding? Ek het baie gedink hieroor. Ek het baie gaan dink oor wat dit sou beteken. Wat die doel van hierdie man, goeie ou, goeie eggenoot, goeie pa, fantastiese voorbeeld wat hy gestel het in die wêreld. Hoekom is hy doodgaan? Die antwoord is nie baie lekker, dink ek, om te hoor nie. Hy het gedoen wat hy geglo het. En daarom is hy vandag dood. Hierdie feit is 'n feit wat ons keer op keer in die Bybel hoor. Paulus, ons het gelees uit Efesiërs sê dit, ek is in die tronk omdat ek die Here glo. Uiteindelik, broers en susters, wat hier gebeur het, is dat ons 'n stukkie van ons harte oopgekry het en dat ons daarin gekyk het en gesien het, goeie genade. Hierdie ou is my broer in die geloof en hy is doodgemaak omdat hy glo. En ek het bang geword. My vrees is ontbloot. En hier kom nou die stuk waarheid in. En dis wat Paulus en Jakobus, en ons sal net nou lees uit Jesaja ook, dieselfde vir ons sê, wanneer ek in die Here glo, kan ek nie van buite af kyk na wat gebeur in die geloof en dink ek glo nie. Dis nie moontlik. As gelowige kan ek nie sit en kyk nie. Julle verstaan nou my frustrasie wanneer dit kom by die toeskouer in die geloof. Vir Jakobus is dit die ergste ding wat kan gebeur. Dat jy sê ek glo, dat jy dit hoor en dat daar niks verder gebeur nie. Hy noem dit valsheid. Jesus leer ons, jy kan nie jou huis bou op die sand nie. Wanneer jy 'n toeskouer word in die geloof, dan bou jy jou huis op die sand. Iewers, ouens, kom die drama, iewers kom die storm, iewers kom die aardbewing, iewers kom iets en jou huis se fondasie verkrummel en is weg. En waar is jy? Jy is onder jou huis toegeval. Ek dink, geliefdes, in ons geskiedenis die laaste paar jaar as kerk, as gemeente, kan ons dit sien. Ek dink COVID
het die mat so dramaties onder ons voete uitgeruk, dat ons eie fondasie gesien het, goeie genigtig, party van hierdie fondasie is op sand. Geliefdes, die wêreld haat. Die wêreld haat die woord van die Here Jesus Christus. Die wêreld wil nie jou geloof in sy boesem hê nie. Kom ons maak ons oop. Miskien is dit vandag nodig meer as ooit tevore. Die oomblik wanneer ek begin dink oor kerk en ek dink my voorkeure is belangrik, dan is daar fout. Nêrens in die Bybel staan daar, gaan doen wat vir jou lekker is nie. Charlie Kirk het opgestaan daai oggend. Hy het etlike doodsdreigemente gehad. Etlike. Hy het gebid en hy het sy vrou en kinders saam met hom geneem en hulle het gaan getuig. Op sy manier het hy sy opdrag uitgevoer, sy talente uitgeleef. Die uiteinde van sy dag was sy sterfte. Omdat hy geglo het. Dis die eis wat God aan ons stel. Ek gee toe, dis 'n ekstreme voorbeeld. Ek wou hierdie vrae wat mense my vra oor Charlie Kirk net vir julle iewers op 'n tafel sit, dat julle saam met my daaroor dink. Maar vir my en jou is daar vanmôre 'n ander boodskap. Die Here roep jou. Hy maak jou deel van sy gesin, sy familie. Die Here gee vir jou hierdie geleenthede, eredienste, Bybelstudies en sovoorts, gee hy vir jou om jou toe te rus in die geloof, om die verhouding wat daar tussen julle is sterker te laat word, om die moeite wat jy insit te beloon deurdat jy 'n verandering kan bring in ander mense se lewens. Daarom gebruik die Bybel die voorbeeld van die liggaam as hy praat van gelowiges. Ons is almal aan mekaar verbind. Ons is verskillend. Net soos 'n liggaam verskillende liggaamsdele, 'n organisme is met verskillende organe. So het elkeen van ons sy plek. Maar dit beteken ek moet wees wie die Here my geroep het om te wees. Ek moet doen. Ek weet nie of jy al ooit so hieroor gedink het nie. Maar hoor mooi. Jy is belangrik vir God. Jy is belangrik vir hierdie gemeente. Jy moet jou talente bring en kom uitleef. As jy eenkant staan, is daar fout. Ons elkeen is vir God belangrik. Wanneer ek toeskouer word, gebeur daar twee goed. In die eerste plek is daar ander ouens wat my werk moet doen. Dit ken julle baie goed. Dis daai mense wie in die oggend opstaan, dan sê die man vir die vrou,
moet jy alweer 'n hele dag by die kerk gaan wees. Jy was gister die hele dag by die kerk. Wanneer iemand anders my werk moet doen, dan word ons kwaad vir mekaar, ons is gefrustreerd met mekaar, die werk word nie gedoen nie, en ons word negatief om die Here se werk te doen. Die ander ding wat gebeur, 'n mens kom op 'n plek in jou lewe wat jy meet, en ons almal doen dit, dis nie iets waarvan ons kan ontsnap nie, ons almal meet, en dan sê ons mekaar, nou hoekom is ek in hierdie lewe? Wat gebeur met my? Niks wat ek uiteindelik meet is goed genoeg nie. En dan sê ons, maar my lewe is nie goed genoeg nie. Nee. Jy moet jou talente optel en uitleef. Jy is nie onbelangrik nie. Jy is baie belangrik vir die Here. So baie mense sal vir my sê, jy praat mooi dominee en ek wil graag iets doen, maar wat ek kan doen is nou nie so belangrik nie. Dit wat ek na die tafel toe kan bring is regtig, is niks. Dit beteken nie eintlik iets veel nie. Ek kan nie 'n verskil maak nie. Jy weet, Koos is in beheer daar, hy hou nie van my nie, so ek gaan nou nie iets kan doen nie. As ons so dink, dan dink ons wat ek wil. Wat jy moet gaan uitvind, is wat God wil. Ek kan nie vir jou dit sê nie. Daar's nie 'n plan nie, daar staan nie in die Bybel hoofstuk, as jy dit doen, moet jy so maak. Daar's nie so iets nie. Daar staan, bring jou hart na die Here toe. Hy sal jou lei. En jy sal 'n plek vind waar jy iets beteken. Elkeen van ons geliefdes het hierdie roeping. Dis 'n moeilike roeping, dis nie maklik nie. En miskien voel jy dalk, "Sjoe, nee, ek is nie gebou vir dit nie." Ek wil dit in baie eenvoudige taal vir jou sê vanmôre. Moenie so dink nie. Jy is baie belangrik. En jou bydrae is kritiek. Moet jou nie steur aan wat mense sê nie. Kom leef jou gawes uit. Kom maak 'n verskil. Kyk, ons is min in die wêreld oor, geliefdes. En daarom gaan ons elkeen 'n verskil kan maak. Moet asseblief nie dink ek wag vir die regte geleentheid nie. Die regte geleentheid was gister. Doen jou geloof. Volg jou roeping. Ek wil 'n paar versies lees uit Jesaja 58. Ek wil daarmee afsluit. Julle moet die toue breek wat julle vashou. Julle moet die juk afhaal van julle nekke. Julle moet vir die honger mense kos gee, en die mense wat hulle self nie kan help nie, julle help. Die wat nie huise het nie, moet julle inbring in julle huise. Julle moet julle klere gee vir mense wat nie klere het nie. Julle moenie maak asof dit nie julle eie mense is nie. En dan die belangrike. Dan sal dit ook lig word in julle lewens. So lig soos wanneer die son opkom. Dan sal dit gou beter gaan met julle. En almal sal sien julle doen reg. En almal sal sien die Here sal julle beskerm. Wanneer julle dit doen en dan roep,
dan sal die Here antwoord. Wanneer jy hulle vra hy moet help, dan sal hy sê, hier is ek. Ons is nie alleen nie. Ons is nie niemand nie. En om die Here se kind te wees is moeilik. Partykeer beteken dit ons moet onsself opoffer. Soos Charlie Kirk. Maar as ons gehoorsaam is, as ons ons geloof gaan doen, dan sal ons soos lig in die donker wees. Ons sal 'n ongelooflike verskil maak in die lewe van die mense om ons. En dit, my broer en suster, is die belangrikste ding wat daar vir enige een van ons moet wees. Amen. Kom ons dank. Ons is bang, Here. Ons is bang vir dit wat moet gebeur. Ons hoor die woord en ons besef, ek kan 'n verskil maak, ek kan iets doen. Klein dingetjies vir mekaar, vir U. Tog bly ons stil, tog sit ons stil. Ons wil kyk. Help ons, Vader, vandag om te hoor wat U van ons vra. Help ons om te besef, in U oë is ons elkeen belangrik. In U oë het ons elkeen 'n plek en 'n doel. En hier is ons toe met talente, elkeen van ons, nie een is oorgeslaan nie. Ons kan 'n verskil maak. Ek vra dat U ons sal help hier in ons gemeente. Ons wil graag, Vader, nader aan U kom. Ons wil graag die mense wees wat U geroep het om te wees. Ons wil lig in Sekunda wees. Die waarheid van die woord gaan doen. Ons pleit dat die Heilige Gees nou in ons harte sal kom. Maak ons ywerig om vir U te werk. Maak ons ywerig om uit te gaan en 'n verskil te maak. Maak ons ywerig om nie net te praat nie, maar te wys wat dit beteken om U kind te wees. Dankie dat ons nie hoef bang te wees nie. Gee ons die oortuiging van ons geloof om soos ons broer Charlie op te staan. Al weet ons, die moeilikheid kan kom. Ons het nie tyd nie, ons is moeg, ons is oorwerk, maar ons sê nie nee nie. Ons doen U werk. Want dis hoekom ons hier is. Wys vir ons asseblief elkeen daardie pad. U het 'n plan. Ons glo in U en ons glo in U plan. Lei ons, Here. Laat ons doen wat ons glo. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af. Ons sing ten slotte uit Gesang 308. Ons gaan daar die eerste, tweede en vyfde verse sing. Gesang 308 vers 1, 2 en 5. Daarna bly staan vir die seën en dan sing ons ook die Amen.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan dan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal nou en vir altyd by julle elkeen wees. Baie dankie broers en susters vir die saamwees vanoggend. Net voordat ons 'n bietjie saam gaan tee drink, net 'n paar afkondigings. Ons sê baie dankie. Ons het lieflike skenkings gekry om ons bydraes om ons kinderkerk se klasie mooi te maak, bietjie op te dateer. Baie dankie vir elkeen van julle wat ietsie gegee het dat ons personeel daardie klasie kon mooi maak. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit opreg. Dankie vir Lennard en Lisel Konnewy, wie vanmôre vir ons die teeskink reël. Volgende week is dit Christel Skooman se beurt om vir ons te reël. Ek vra tog asseblief broers en susters, kom drink ou ietsie, kom groet, kom praat 'n oomblik met mekaar. Weet nie waartoe jaag jy nie, daar is nie 'n koerant meer by die winkels of iets nie. Die vars brood is lankal uitverkoop. Kom drink 'n bietjie tee saam met ons, daar's genoeg vir almal. As jy nie hou van ons koffie nie, bring maar 'n secret koffietjie saam in jou sak dan. Maar dit sal vir ons baie lekker wees as julle almal saam kom koffie drink. Een belangrike rede hoekom jy saal toe moet gaan nou, is as jy nog nie jou sensus opdateer het nie. Ons het nog net 2 Sondae van sensus. Broers en susters, ons wil graag ons gemeenteregister op standaard kry. So as jy nog nie gekyk het nie, agter in die saal is daar so lang tafels en daar is alfabeties almal se name daarop, elke huisgesin bymekaar. Kyk asseblief vir ons na die inligting daar. Is jou telefoonnommers nog reg? Is jou e-pos? Ons stuur al die tyd kerk goedjies vir jou girlfriend. Ons wil nie meer vir haar goed stuur, ons wil vir jou stuur. So asseblief, maak vir ons alles reg. Wat nie reg is nie,